Baie welkom, liewe kyker, by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is natuurlik besig met die boek Romeine en vandag gaan ons kyk na Romeine 6 daarvan vers 1 tot en met vers 14 gaan ons stil staan. 'n Baie mooi gedeelte wat Paulus dan mos verder besig is om sy teologie uit te brei om vir ons te sê wat regtig belangrik is en hoekom dit belangrik is. En verlede week het ons stil gestaan by daai hele beginsel van Adam wat sonde in die wêreld gebring het, Christus wat gekom het, ook as die tweede Adam as dit ware, wat die sonde, wat kom versoening bewerkstellig het tussen ons en die Vader, en vandag gaan ons nou so 'n bietjie verder voortbou oor die mag van die sonde, en die sonde wat nie mag het meer oor ons nie, dat ons eintlik lewend is vir God, al daardie goed gaan ons na kyk. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie ook vir hierdie dag. Dankie vir 'n geleentheid soos hierdie om uit die woord uit te lees, dit te bestudeer. Ons kom bid, Heilige Gees, dat U hierdie woord in ons lewe sal seën, dat U hierdie woorde vir ons verstaanbaar sal maak en dat ons vrug sal put hieruit, dat hierdie woord vandag ook op goeie grond sal val en dat ons regtig met hierdie woord ons lewens verander, dit aanpas daarby en ook uitgaan en anders te gaan leef en 'n verskil maak in die koninkryk. Ons bid dit in afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Die teks verskyn op die skerm, die 83 vertaling, en kom ons lees daarvan 6 vers 1 af. Paulus begin met 'n vraag en hy sê, maar wat moet ons nou van al hierdie goed sê? Wat moet ons nou sê van Adam en Christus en van die een mens wat deur sonde in die wêreld gekom het en die ander mens, die Christus, hoe hy dit vergelyk, wat eintlik vir ons versoening kom bewerkstellig het? Dan sê hy, moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem, sodat dit wat Jesus Christus aan die kruis kom doen het, sodat dit nog meer kan word, want ek wil meer daarvan kry. En dan sê hy vir ons, beslis nie. Want hy sê, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortleef? Hy sê, want ek en jy het mos nou 'n nuwe mens geword. As ek en jy in Christus is, as ek en jy tot bekering gekom het, vanuit God gebore is, as dit ware God se DNA nou in ons het, hy sê, hoe kan ons dan nou voortleef vir die sonde? Want Christus het juis kom sterf, sodat die sonde nie meer 'n houvas oor ons het nie. Hy sê die sonde het nie meer 'n mag en 'n greep op die totaliteit van jou lewe nie. So hy sê, as kind van God, is daardie oorwinning behaal in Christus, en ek en jy is ook in Christus, en daarom sê hy, het die sonde nie meer daai mag oor jou nie. So, dit is eintlik wat hy hier vir ons sê. Hy sê, jy kan sonde oorwin. Jy kan enige sonde oorwin deur die krag van Jesus Christus. Dan sê hy vir ons verder, vers 3, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, wat ook tot bekering gekom het en gedoop is, in sy dood gedoop is nie. So ek assosieer myself dan met Christus. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook een met hom wees in sy opstanding. En hier is sy motivering vir dit wat hy sê, dat die sonde nie meer mag oor jou het nie. Want hy sê, dat onthou, toe jy tot bekering gekom het, sê hy hier, binne hierdie konteks, sê hy vir hulle, maar toe julle tot bekering gekom het, is julle gedoop. En is jy eintlik, soos wat die doop was die simbolisering, as hulle onder daardie water ingegaan het, dan sê hy, dis die ou mens wat afsterf, en as ek weer uitkom uit die water uit, is dit die nuwe mens, dis net die simbolisering daarvan. So, en hy sê, so is jy eintlik in Christus se dood gedoop, Christus wat kom sterf het vir die sonde, maar, dis nie waar dit ophou nie. Hy sê, Christus is ook opgewek uit die dood uit, die oorwinning is behaal, en hy sê, as jy saam met Christus sterf, dan staan jy ook saam met hom op, dan het jy ook die oorwinning
oor die sonde, dan kan ek en jy ook die opstandingslewe leef soos wat daar vir my en jou bepaal is. Nou vers 6 sê hy, ons weet tog dat die sondige mens, hoor wat sê hy, die sondige mens wat ons was, dit is in die verlede tyd, né? Daardie identiteit wat jy as mens gehad het. Hy sê, saam met Christus gekruisig is. So hy het gesterf vir jou sonde, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. So hy sê, jy is nie meer die mens wat jy was nie, voordat jy tot bekering gekom het nie. Hy sê, nou dat jy tot bekering gekom het, is daar die ou mens is dood, want hy het saam met Christus gesterf aan die kruis. Toe jy gesê het, Here, ek kan nie meer nie, kom neem my lewe oor, ek sterf in myself, die eie ek in my sterf, kom word u die koning van my lewe. Hy sê, daar het iets gebeur in jou, en hy sê, jy is saam met Christus gesterf. Hy sê, sodat ons sondige bestaan, die manier wat ons geleef het, die identiteit van daai ou mens, beëindig kon word. Christus het gehelp deur sy kruisdood, en my geloof in Christus het gemaak dat ek nie meer daai sondige identiteit het nie. Dit beteken nie dat ek en jy nie meer die verkeerde doen nie. Ek en jy is nog steeds in staat om die verkeerde te doen, maar dis nie meer wie ons is nie. In wese wil ons nie regtig die verkeerde doen nie. En hy sê, hoekom? Want Christus het ons kom nuut maak. Christus het ons kom verander en hy regeer ons lewe. Hy sê, ons weet tog vers 6, kom ons lees dit weer, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. En daar sê hy dit, jy is nie meer langer 'n slaaf van die sonde nie. Hy het nie meer mag oor jou nie. Weet, 'n slaaf was in besit van sy eienaar, 'n slaaf moes net doen wat sy eienaar sê. So as jy 'n slaaf is van die sonde, dan is jy die slaaf van die duiwel. En jy is onder sy mag en sy greep. En Paulus sê, nee, jy is weggeruk uit daardie toestand uit, jy is onder nuwe heerskappy gebring, onder Christus se heerskappy. En sê vers 7, iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Daar hoor jy dit. As jy vandag bely dat jy Jesus Christus se kind is, dan is jy vry van die mag van die sonde, van die greep wat sonde oor jou het. Hy het nie meer hou vas oor jou nie. Jy kan deur die krag van Christus, deur die krag van die Heilige Gees wat in jou is, kan jy 'n beheer hê oor die sonde. Kan jy vir die invloed en daardie mag wat van buite af nou kom, kan jy sê nee, ek wil dit nie meer doen nie, dis nie meer wie ek is nie, ek is 'n nuwe mens in Christus, en daarvoor gee Christus vir jou krag. Ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. Goed, ons weet, vers 9, ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. So hy praat net hier oor daardie hele beginsel van Christus wat kom sterf het. Christus wat in my en jou plek eintlik 'n sondaar kom word het. Die persoon kom word het wat ons eintlik was, sonde belaai, die verkeerde goed gedoen, en hy moes sterf, maar hy sê, hy het gesterf, God het hom opgewek, en hy hoef nie meer te sterf vir die sonde nie, want hy het eenmaal, was sy offer van eenmaal, was meer as genoeg gewees, vir altyd. Hy het gesterwe, en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Daarom, Paulus praat baie daaroor, hy sê, onthou, ek en jy is in Christus. Sy autoriteit word my autoriteit. Sy mag word my mag. Sy heerskappy word my heerskappy. Sy heiligheid word my heiligheid. En daardeur sê hy,
ek en jy begin daai identiteit van Christus aanneem, en hoe langer ek leef, hoe meer moet daai identiteit begin word, hoe meer moet ek begin word soos Christus, soos wat jy, soos jou pa of ma is, en al sien jy nie jou pa of ma nie, mense het daai DNA in jou, en jy is soos jou pa, of jy is soos jou ma, daar's sekere goed wat jy net op 'n sekere manier doen, en hy sê hier, ek en jy het nou Christus, en ons begin so optree. Ons het nie meer, die sonde het nie meer sy mag nie. Vers 11, julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, hoor dit, dat ook jy vir die sonde dood is, en as hy hiervan praat, dan sê hy nie, jy gaan nie weer sonde doen, hy sê vir die mag en die greep, die totaliteit daarvan in jou lewe, jy is dood daarvoor, die oorwinning is behaal, vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Dis nou jou nuwe identiteit. Toe hy jou kom verander het, toe maak hy jou dat jy daardie behoefte het om vir God te lewe, omdat jy een is met Christus Jesus. En die dag toe jy gesê het, kom word koning van my lewe, het jy een geword met hom. Het jy die oorwinning, hy het die oorwinning namens jou kom behaal, en omdat jy een is met hom, het jy ook die oorwinning oor daardie sonde. Dan sê hy in vers 12, moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Hy sê, jy moet dit nie toelaat nie. Jy is 'n kind van God, leef daardie identiteit, moenie dat die sonde meer beheer oor jou het nie, in daardie opsig met sy totaliteit, sy mags totaliteit oor jou nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel, as werktuig om die goddeloosheid te bedrywe nie. So, hy sê, dis waarvoor ek en jy moet beywer, want omdat Christus heilig is, omdat God heilig is, daarom moet ons heilig wees. Hy sê, jy moet anders te begin leef. Hy begin mos nou hier binne in jou werk, en jou liggaam word die tempel van die Heilige Gees. Hy sê, nee, stel julle in diens van God. Sê, Here, ek is 'n werktuig in u hand. Ek is in u diens. Ek wil doen wat u wil hê ek moet doen. Stel julle in diens van God as mense wat dood was. Omdat jy sonde belaaid is, word jy geklassifiseer as dood. Maar hy sê, dis iets van die verlede. Julle was dood, maar lewend gemaak is. Omdat ek nou in Christus is, het ek die nuwe lewe gekry, daai Zoe lewe gekry, né? En stel elke deel van julle liggame in diens van God, as werktuig om te doen wat God wil. So ek sê eintlik, jy was dood, jy was onder die mag van die sonde, maar nou is jy Christus se kind, nuut gemaak, heeltemal nuut, onder die heerskappy van Christus. En hy sê, van kop tot tone, stel dit jouself in diens van God, om sy wil te doen. Dis waarna ons moet strewe. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie. Want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Hy sê, sonde moet nie meer baas wees nie. Die wet, as hy praat van die wet, dan sê hy, die wet het vir ons kom wys op ons sondige toestand. Hy sê, maar nee, onthou nou, ons is nou in Christus. So iets niets het gebeur, die tweede verbond het gebeur. Sê nie ons skuif die wet een kant toe nie. Die wet met sy gebooie is nog steeds belangrik. Ons moet dit steeds doen. Ons kan dit nie doen uit eie krag uit nie. Ons doen dit in afhanklikheid van God. God help ons. Die Heilige Gees wat binne-in is, help jou om anders te leef. So wat kom sê hierdie gedeelte vandag? Romeine 6 vers 1 tot 14 vir ons. Hy sê vir jou in baie eenvoudige taal, liewe kind, jy wat op 'n dag vir die Here gesê het, ek het u nodig, ek kan nie sonder u leef nie, kom wees koning van my lewe, ek sterf nou in myself, ek maak u die koning van my lewe. Daai toe jy tot bekering gekom het, en God gekom het en jou oor en nuut gemaak het. Hy sê, onthou daai dag, dalk kan jy nie die spesifieke dag onthou nie, maar dit het gebeur in jou lewe. Hy sê, onthou nou, jy is dood vir die mag van die sonde. Die sonde kan nie meer heerskappy voer oor jou nie. Hy kan 'n invloed hê, maar nie meer
heerskappy nie. Omdat jy een is met Christus, het jy nou die heerskappy oor die sonde, omdat dit Christus dus kom oorwin het. So, as jy sukkel met een of ander sonde in jou lewe, wat daarmee gemaak? Hoe hanteer ek dit? Dan kan jy vandag sê, omdat jy kind van God is, deur die werking van die Heilige Gees, kan jy sê, Here, en praat reguit met hom. Sê vir hom, Here, ek sukkel hiermee. Ek sukkel met hierdie goed. Die duiwel val my aan hier op hierdie terrein. Sê vir hom dit. En deur die werking van die Heilige Gees, kan jy die oorwinning behaal. Gaan jy ook die oorwinning behaal daaroor, want Christus het reeds die duiwel oorwin. Daarom, omdat ek in hom is ek reeds 'n oorwinnaar. En hoef jy nie jou lewe lang te loop met die sonde en sukkel met die sonde waarmee jy tans sukkel nie. Gee dit vir Christus. Sê vir hom, praat met hom. Hy verstaan, want hy weet ek en jy is mens. Hy weet van die aanvalle van die duiwel, want hy is self ook versoek, maar hy het dit oorwin. En dan sê ek, in Christus is ek 'n nuwe mens, en lewe ek vry van die heerskappy van die sonde. Ek is nie meer 'n slaaf van die sonde nie, maar ek is in Christus 'n slaaf. Ek doen wat Christus wil hê ek moet doen. En mag jy daardie oorwinning ervaar in jou lewe. Mag die Heilige Gees jou help om dag vir dag in oorwinning te leef, om in Christus te groei en jou pad van heiligmaking om meer soos Jesus te word. Mag dit 'n wonderlike pad en 'n ontdekkingsreis vir jou wees. Kyk gerus na die Bybelstudie hierna en mag daardie vrae jou help om nog verder te groei ook. En as die Here wil, gesels ons volgende week daarvan vers 15 af, om wanneer hy sê om in diens te wees van wat God wil hê ek moet doen. Maar kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie ook vir hierdie dag. Dankie vir die oorwinning wat Christus kom behaal het oor die sonde, om die mag en die greep van die sonde te kom verbreek. En dankie Christus dat ons in U kan wees en daardeur ook heerskappy kan hê oor die sonde, oor die mag van die sonde. Kom en help ons in ons daaglikse lewe, wanneer ons ook hierdie stryd voer, om elke keer in heerskappy oor die sonde te regeer. Baie dankie vir Christus, vir U liefdesdaad. Dankie vir U aanhoudende genade, wat U gereeld uitstort oor ons lewens. Ek bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat U hulle sal seën, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal help met hulle worstelinge. Heilige Gees, dat U hulle sal begelei op hulle lewenspad. In Jesus naam bid ek dit. Amen. My gebed is dat jy 'n fantastiese week sal hê, 'n geseënde week. En onthou, as die Here jou seën, dan seën hy jou sodat jy 'n seën vir ander kan gaan wees. Groete, en as die Here wil, gesels ons volgende week weer. Totsiens.